Hallo almal, in hierdie video bespreek ek die 3 stellings wat oor ewewydige lyne handel en dan gaan ek ook 6 voorbeelde met jou behandel. Ewewydige lyne. Nou wat is dit? Reguit lyne wat dieselfde afstand die hele tyd tussen hulle besit, word ewewydige lyne genoem. Ewewydige lyne sal nooit ontmoet of mekaar sny nie. En dan sien jy nou 3 soorte of 3 plekke waar 'n mens in die regte lewe ewewydige lyne sal vind. Wanneer 'n snylyn ewewydige lyne sny, het die hoeke wat gevorm word interessante eienskappe. Hierdie bring ons by nog 3 meetkundige stellings. Ons eerste stelling sê, as 2 ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, dan is die pare verwisselende hoeke gelyk. En dan die afkorting wat jy kan gebruik vir hierdie stelling in jou eksamen, is dan nou hier ingevlieg. Verwisselende hoeke, en dan sit 'n mens altyd by watter lyne ewewydig is. En in hierdie geval, as jy na die skets toe gaan, sien jy dat AB is ewewydig aan CD. Hoe het ek dit geweet? Dit is omdat daar hierdie pylpuntjies op die lyn is. Nou goed, kom ons kyk nou, waar is die pare verwisselende hoeke? Ons eerste paar verwisselende hoeke is X is gelyk aan Y. Met ander woorde, daardie hoek en daardie hoek. En ons rede, verwisselende hoeke, want AB is ewewydig aan CD. Ons ander paar verwisselende hoeke is D wat gelyk is aan E. En ons rede, verwisselende hoeke gelyk, want AB is ewewydig aan CD. Ek is nog steeds besig met die stelling, as 2 ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, dan is die pare verwisselende hoeke gelyk. Ek het net 'n ander skets vir jou gegee. Nou kom ons kyk op hierdie skets. Kan jy sien AB en CD is ons ewewydige lyne en ons snylyn is die groen lyn. So nou sal ons pare verwisselende hoeke, sal X gelyk aan Y wees. En as jy na die skets toe gaan, X is gelyk aan Y, en dan ook ons rede verwisselende hoeke, want AB is ewewydig aan CD. En ons ander paar verwisselende hoeke is dan D wat gelyk is aan E. En op die skets vind jy vir D gelyk aan E. Verwisselende hoeke, want AB is ewewydig aan CD. So onthou jy ons verwisselende hoeke in die vorige les, het ek mos vir jou gesê, hulle moet links en regs van die snylyn wees, of bo en onder van die aan die onderkant van die ewewydige lyne, en daar kan jy sien hulle verwissel. Hier is nou nog steeds weer jou wiskundige gereedskapskissie of toolbox, en sien jy het mos nog net 3 stellings, hoeke op 'n reguit lyn, omwenteling en regoorstaande hoeke gelyk in jou gereedskapskissie. En nou dat jy ewewydige lyne het jy nog 'n stelling. En jou nuwe stelling wat jy bygekry het, is verwisselende hoeke gelyk. Voorbeeld 1. Los op vir X in die diagram. Nou kom ons gaan kyk nou mooi. Ons sien 'n diagram, ons sien die groen snylyn, en dan sien ons 2 ewewydige lyne, AB ewewydig aan CD. Nou moet ons inzoom. Stem jy met my saam? Hier is 'n 120 en daardie kant is 'n 3x. En kan jy sien dat daardie 2 hoeke is verwisselende binnehoeke? Met ander woorde, wat sê ons stelling? Verwisselende binnehoeke is gelyk. En daarom kan ons sê 3x is gelyk aan 120 grade, en ons rede, verwisselende hoeke, hoekom? Want AB is ewewydig aan CD. En nou gaan ons net vir X oplos, daarom gaan ons beide kante
die 3 wegdeel en ons antwoord x is gelyk aan 40. Voorbeeld 2. Los op vir y in die diagram. Weereens is daar een paar ewewydige lyne, KL ewewydig aan MN en daar's 'n snylyn. So kan jy nou sien dat daardie hoek 2y minus 30 en 60 grade, hulle vorm verwisselende binnehoeke gelyk. Dus kan jy nou sê, 2y min 30 grade is gelyk aan 60 grade en jou rede verwisselende hoeke. Hoekom? Want KL is ewewydig aan MN. En nou gaan jy net vir y oplos. Dus gaan jy sê, 2y is 60 plus 30, 60 plus 30 is 90 grade, en dan wil jy net vir y alleen kry, so deel die 2 weg beide kante, en y is dan 45 grade. Ons tweede stelling waarna ons kyk as ons ewewydige lyne en 'n snylyn het, is hierdie een wat sê, as 2 ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, dan is die pare ooreenkomstige hoeke gelyk. Nou ons eerste skets aan die linkerkant, waar vind ons nou ons ooreenkomstige hoeke? Stem jy saam? Daardie is die afkorting wat jy kan gebruik, ooreenkomstige hoeke. En dan gaan jy ook moet sê dat AB is ewewydig aan CD. Nou goed, waar is die ooreenkomstige hoeke? Dit sal wees, x is gelyk aan y. Daar is x, daar is y. En ons rede, ooreenkomstige hoeke, want AB is ewewydig aan CD. Onthou jy nou weer waar vind ons ooreenkomstige hoeke? Hulle moet aan dieselfde kant van die snylyn wees en bo die ewewydige lyn en bo die ewewydige lyn. As jy na die skets regs kyk, dan sal jy sien die ooreenkomstige hoeke is D wat gelyk is aan E. Hoek D gelyk aan E en jou rede ooreenkomstige hoeke is gelyk want AB is ewewydig aan CD. En hierso sal jy nou sien, hulle is D en E is ooreenkomstige hoeke want hulle lê aan dieselfde kant van die snylyn onder die ewewydige lyn onder die ewewydige lyn. Ons is nog steeds besig met as 2 ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, dan is die pare ooreenkomstige hoeke gelyk. Kom ons kyk of ons nog ooreenkomstige hoeke sien. Daar is wel, by die linkerkantste skets kan jy sien dat J gelyk is aan K. En op die skets kan jy nou mooi sien, hoek J is gelyk aan hoek K. Hoekom? Want hulle is ooreenkomstige hoeke gelyk en ons moet by sê AB is ewewydig aan CD. En hoekom is hulle ooreenkomstig? Want hulle lê albei aan dieselfde kant van die snylyn en bo die ewewydige lyn en bo die ewewydige lyn. In die skets aan die regterkant kry ons dat hoek F gelyk is aan hoek G. Hoek F is gelyk aan hoek G en hulle vorm ooreenkomstige hoeke gelyk want AB is ewewydig aan CD. Nou sal jy sien, in jou gereedskapskissie vlieg daar nog 'n stelling in. En dit is nou die een wat ons gedoen het, ooreenkomstige hoeke gelyk. Maar dit werk net as daar ewewydige lyne is. Dis hoekom hy daarbo is. Voorbeeld 3. Los op vir x in die diagram. So in ons diagram is daar ewewydige lyne, AB ewewydig aan CD en ons het 'n snylyn. En wat kan jy sien? Dat 110 grade en 2x hulle vorm ooreenkomstige hoeke. Dus kan ons sê 2x is gelyk aan 110 en ons moet 'n rede by ons stelling sit, ooreenkomstige hoeke gelyk want AB is ewewydig aan CD. En dan gaan ons net
vir x oplos, so ons deel die 2 weg beide kante, dus is x 55 grade. Voorbeeld 4. Los op vir y in die diagram. En wat sien jy? 70 grade en hierdie hoek y plus 20, hulle vorm ooreenkomstige hoeke. Dus kan ons sê, y plus 20 grade is gelyk aan 70 grade en ons rede ooreenkomstige hoeke gelyk, want KL is ewewydig aan MN. En nou het ons hier 'n vergelyking en ons gaan net vir y oplos. Dus kry ons y is gelyk aan 70 minus 20, 70 minus 20, y is 50 grade. Ons derde stelling wat ons kry by ewewydige lyne en 'n snylyn is: as 2 ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, dan is die pare binnehoeke aan dieselfde kant van die snylyn supplementêr. Onthou jy, ek het vir jou geleer, supplementêr beteken 180 grade. So jy moet oppas, hierdie hoeke is nie gelyk nie, hulle is supplementêr, dit beteken hulle is saam 180 grade. En dan gaan jy nou die rede sien wat ons kan gebruik. Ons noem hierdie hoeke ko-binnehoeke. En hulle is nie gelyk nie, hulle is supplementêr. Nou watter is die ko-binnehoeke? Ons kan nou sê dat hoek X plus hoek Y saam is 180 grade, daar's X en daar's Y. En sien jy, hulle gesiggies is sommer nie ewe groot nie, want dit beteken nie hulle is gelyk nie. Dit beteken saam maak hulle 180 grade. En dan jou rede wat jy sal gebruik, ko-binnehoeke supplementêr, want AB is ewewydig aan CD. In die skets aan die regterkant, daar's ook 2 ko-binnehoeke en dit sal wees dat hoek D plus hoek E is gelyk aan 180 grade, met ander woorde supplementêr, en jou rede ko-binnehoeke supplementêr, want AB is ewewydig aan CD. Hier het ons nog steeds te doen met ons ko-binnehoeke supplementêr stelling, behalwe ons skets is nou net 'n bietjie omgedraai. So waar vind ons nou ons ko-binnehoeke? Ons het vir hoek F plus hoek G is 180 grade, kan jy sien, want ko-binnehoeke supplementêr, omdat AB ewewydig is aan CD. En ons kry hoek J plus hoek K is 180 grade, en ons rede wat ons gaan gebruik, ko-binnehoeke supplementêr, want AB is ewewydig aan CD. Hier sien jy nou weer jou gereedskapskissie. Jy het alreeds 5 redes wat jy kan gebruik. 2 van hulle werk as daar ewewydige lyne is, en hier kom die derde reël dan nou wat jy kan gebruik. Ko-binnehoeke is supplementêr. En onthou, hy staan bo in jou gereedskapskissie, want dit is die 3 stellings wat te doen het met ewewydige lyne. Voorbeeld 5. Los op vir x in die diagram. Nou daar kan jy baie duidelik sien dat 3x en 150, daardie 2 hoeke is ko-binnehoeke. Dus kan jy sê 3x plus 150 grade is 180 grade, en jou rede ko-binnehoeke supplementêr, want AB is ewewydig aan CD. Oppas nou, jy kan nie sê hulle is gelyk aan mekaar nie, hulle is gelyk aan 180 grade. En nou kan ons vir x oplos. Dus kry ons 3x is 180 minus 150, wat 30 grade is, en dan deel met 'n 3, deel met 'n 3. Dus is x 10 grade. Voorbeeld 6. Los op vir y in die diagram. En daar kan jy nou weer baie mooi sien, ons het vir y
en hoek, ek bedoel ons het vir hoek 60 en ons het vir hoek y min 10 en daardie twee hoeke vorm koopbinnehoeke. Dus kan ons sê, y min 10 plus 60 is 180 grade en ons rede koopbinnehoeke supplementêr, want KL is ewewydig aan MN. Dan kan ons sê, hierdie min 10 plus 60 is 50, y plus 50 is 180, laat die 50 oorloop, y is 180 minus 50 en y is 130 grade. Nou, daar is 'n maklike akroniem om die stellings te onthou. En ek leer vir my studente, wiskunde is van. Nou, wat beteken dit? As jy hier kyk links, die eerste lettertjie wat jy daar sien is F. En dit beteken daardie is die ewewydige lyne en die groen lyn is die snylyn. En dit is waar jy ooreenkomstige hoeke gaan vind. Nou die ooreenkomstige hoeke gaan wees daardie hoek en daardie hoek. Dit is ooreenkomstige hoeke. Die tweede ene is die U van wiskunde is van en dit is die koopbinnehoeke is supplementêr. Met ander woorde, ons ewewydige lyne sal daardie twee lyne wees. Daardie groen lyn is ons snylyn en dus kan ons sê daardie hoek plus daardie hoek is saam 180 grade. Dit is ons supplementêre koopbinnehoeke. En dan ons laaste ene is die N van wiskunde is van en dit is nou waar ons verwisselende hoeke sal vind. So weer eens, hierdie twee is ons ewewydige lyne, die groen lyn is die snylyn, so ons verwisselende hoeke sal daardie hoek en daardie hoek wees. Kan jy sien dit of dit so 'n N maak daar by die hoekpunte. In die volgende video bespreek ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor ewewydige lyne. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.